Goeiedag lieve vriende, baie welkom by Huisfliks. Ja, Sondag wat kom is Pinkstersondag. Pinkster is die fees wat gevier is in die Joodse tradisie om die eersteling van die oes na die Here toe te bring en te sê, ons gee hierdie eersteling van die oes vir u terug, as 'n teken dat ons glo dat die res is ook 'n gawe uit u hand. Nou het ek maar net gewonder, hoe dink die Here oor my en jou se lewe in terme van oes? En dit laat my so dink aan die gelykenis van die saaier wat die Here Jesus vir sy disippels vertel het. Ons ken mos die gelykenis van die saad wat op verskillende plekke geval het. En dan lees ons nou hierso in Matteus hoofstuk 13 se 8ste vers, dat daar het ook van die saad op goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100voudig, ander 60voudig en ander 30voudig. Wie ore het, moet hoor. En dan verklaar die Here Jesus hierdie gelykenis vir sy disippels in vers 23. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes. Vriende, ek wonder net as die Here in die geestelike realm nou hier in oestyd 'n bietjie sy kerk, sy mense kom besoek. Wat sou hy vind? In ons lande daar buite is die boere van ons omgewing juis nou besig om te stroop, en dit is mielies en dit is sojas. En daar word dikwels gesê, ja, dis nou soveel ton per hektaar en soveel ton per hektaar, en dan kan jy sommer dadelik aan die mense aflei, maar is hulle gelukkig of is hulle bietjie teleurgesteld? Dit is wat die gelykenis van die saaier vir ons ook wil sê, dat die Here soos hierdie saaier wat na sy oes, na sy land toe kom, hy leer vir sy disippels, weet jy, dis soos dit met die woord van God gaan. Die saad word gesaai, en nie almal gaan goeie vrugte dra nie. En nou wil ek vir jou vandag vra, as jy terugkyk op hierdie jaar wat verby is, as die Here by jou geestelike lewe sou stilstaan in terme van hoe jy vrug gedra het, en met vrug praat ek nie net van kerkbywoning, bid en Bybel lees nie, ek praat ook van liefdeswerk, omgee vir jou naaste, omgee vir jou familie, 'n geestelike lewe wat op God gefokus is. As God by jou kom staan, in hierdie oestyd wat ons boere op oes, die tyd wat ons die eersteling van die oes herdenk, wat kry hy by jou? Stap hy so na my en jou lewe toe en hy vind niks, teleurgesteld. Mag dit nie so wees, en daarom wil ek jou opnuut by hierdie geleentheid aanspoor om in hierdie Pinkstertyd nie moeite te maak met lees van die woord, want dit is juis in hierdie tyd wat die Gees in ons harte gegee is, in die mensdom se hart gegee is, om die waarhede van God reg te verstaan, soos wat God dit in ons harte openbaar. Here, ons is eintlik so bietjie versigtig om te vra wat het U in ons gekry, want ons weet, Here, ons kan so maklik vind dat U by 'n stukkie land kom waar daar geen oes is nie. Mag dit nie so wees nie, Here, en mag ons in hierdie tyd, die Pinkstertyd, weer aangryp om opnuut met ywer in U koninkryk die saad te ontvang en dit te luister en dit te verstaan. Alweer. Mag ons almal vrug dra in hierdie tyd. Totsiens.